Dink vir 'n oomblik aan 'n wêreld waar daar geen wet is nie, geen polisie nie, geen howe nie, geen gesag nie, net mense en hul keuses. In so 'n wêreld word dit vinnig duidelik. Orde is nie vanselfsprekend nie. Dit is kosbaar. En sonder dit raak die samelewing broos. Suid-Afrika is 'n land met 'n komplekse geskiedenis, groot ongelykhede en uiteenlopende gemeenskappe. Wanneer ons 'n anarchistiese situasie voorstel waar formele gesag en instellings ineenstort, word dit duidelik hoe broos ons samelewing sonder wet en orde kan wees. Juist daarom is die handhawing van wet en orde nie 'n luukse nie, maar 'n noodsaaklikheid. In so 'n situasie behels die gevaar nie alleen chaos nie, maar ook dat gewone mense die meeste ly. Kinders, bejaardes en arm gemeenskappe word dikwels die eerste slagoffers wanneer orde verdwyn. Sonder reëls en afdwinging neem magsmisbruik toe en word geweld 'n metode om probleme op te los. Die handhawing van wet en orde vereis nie noodwendig staatsbeheer nie. In 'n anarchistiese situasie moet regspleging vereenvoudig en gemeenskapsgebaseerd plaasvind. Wanneer formele strukture swak is of nie funksioneer nie, word gemeenskappe self draers van orde. Een metode waarop regspleging kan plaasvind is deur plaaslike gemeenskapsleiers, soos oudstes, geloofsleiers en gerespekteerde burgers wat basiese reëls help handhaaf. Hierdie mense het dikwels morele gesag en plaaslike vertroue wat belangriker kan wees as formele mag. Samewerking tussen bure, eerder as dwang, word dan die kern van orde. Verder moet wette in so 'n tydperk min, duidelik en prakties wees, aangesien 'n oorvloed ingewikkelde reëls nie geskik is in 'n anarchistiese konteks nie. Wat nodig is kernwette wat oorlewing, veiligheid en menswaardigheid beskerm. Die belangrikste wette in 'n anarchistiese situasie sou wees: eerstens, wette wat lewe en liggaam beskerm. Moord, aanranding en geweld moet duidelik verbode wees. Sonder hierdie basiese beskerming is geen ander vorm van orde moontlik nie. Tweedens, wette wat eiendom en hulpbronne beskerm. In 'n situasie waar baie mense reeds min besit, kan plundering en vernietiging vinnig tot konflik en hongersnood lei. Selfs eenvoudige reëls oor billike toegang tot kos, water en skuiling is noodsaaklik. Derdens, wette wat kinders en kwesbare persone beskerm. In tye van anargie word hierdie groep mense maklik uitgebuit. 'n Samelewing word gemeet aan hoe die swakstes behandel word, selfs en veral in krisistye. Laastens, wette wat geskilbeslegting bevorder sonder geweld. Eenvoudige, gemeenskapsgebaseerde maniere om konflikte op te los, help om wraak en eindelose geweld te voorkom. Om wet en orde in 'n anarchistiese situasie te handhaaf, verg nie perfek georganiseerde strukture nie, maar gedeelde waardes: respek, verantwoordelikheid en die erkenning dat niemand alleen kan oorleef nie. In Suid-Afrika het ons reeds voorbeelde gesien waar gemeenskappe self orde probeer handhaaf wanneer formele stelsels faal, soms suksesvol en soms met groot risiko. Dit bewys hoe belangrik dit is dat orde altyd gebou moet word op menswaardigheid en regverdigheid, nie op vrees nie. Anargie toets nie net ons stelsels nie, maar ook ons karakter as samelewing. Wet en orde, selfs in sy eenvoudigste vorm, is die fondament waarop hoop, veiligheid en 'n toekomstige herstel gebou kan word. Sonder dit bly daar net basiese oorlewing. Want selfs sonder 'n staat kan daar steeds orde wees, as daar waardes is: respek, verantwoordelikheid, omgee vir mekaar. Die woord leer ons dat ware orde begin nie by wette nie, maar by die hart. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. Mag ons, selfs in moeilike tye, mense wees wat vrede bou, wat regverdig optree en wat lig bring waar daar donkerte is. Want sonder orde is daar net oorlewing, maar met reg en waarheid is daar hoop.